Het jy al daai stuk in die Bybel gelees wat hy sê, baie mense gaan voor God staan eendag en sê, maar Here, het ons dan nie duiwels uitgedryf, het ons dan nie geprofeteer, het ons dan nie siekes gesond gemaak en dooies opgewek en al die great wonderwerke en profetiese woord gegee, alles in U naam. Dan sê die Here vir hulle, gaan weg van my af, ek het jou nooit geken nie. Dit is 'n vreesaanjaende vers om te lees, is dat daar mense is vandag op die aarde wat al die great wonderwerke en goeders in Jesus se naam doen en heel moontlik voor God gaan staan eendag en dan sê Jesus vir hulle, maar ek het jou nooit geken nie. Ek het eendag daai vers gelees en ek het in trane uitgebars, ek het so gehuil, want ek is die ou wat duiwels uit mense uitdryf, fisiekes bid hulle gesond maak. Ek sien in wat al die goedjies doen, preek in die naam van Jesus. En ek was so bang geweest dat ek by 'n plek gaan kom eendag in my lewe waar ek gaan afsterwe, voor God gaan staan en sê, Here, maar check al die goed wat ek gedoen het. En dan gaan Jesus vir my sê, gaan weg van my af, want ek het jou nooit geken nie. En toe ek daai vers gelees het en ek bars in trane uit, bel ek my vriend Josh en ek sê vir hom, buddy, ek gaan van nou af niks eet nie, niks drink nie. Ek gee nie om of ek doodgaan in hierdie kamerie, maar ek gaan in 'n vas ingaan, ophou eet, ophou drink, totdat God my hier ontmoet en ek verseker weet dat Jesus my vandag ken. En 3 dae in van hierdie vas waar ek niks eet nie, niks vloeistowwe invat nie, ek lees net woord, ek bid net heeldag, sit ek eendag in 1 Korintiërs 8 vers 3. Een vers sê hy, as jy God liefhet, dan ken God jou en jy is vir hom belangrik. As jy God liefhet, dan ken God jou. En ek onthou hoe ek daai dag met die Bybel opgespring en gesê, Here, ek is lief vir U, U ken my, Here, ek is lief vir U, U ken my, Here, ek is lief vir U, U ken my. En Jesus sê, as jy my lief het, sal jy my woord onderhou. So Here, hoe lyk dit wanneer ek U lief het? Lyk dit net soos ek wat dit bely? Of lyk dit soos my hart wat regtig U lief het? Of lyk dit soos ek wat ek wil alles van U weet, ek ken nie, ek wil U ken binne en buite, ek wil U lief hê met my hele lewe en wese, my krag, liggaam, siel, krag, verstand, alles wat ek het, wil ek U lief hê. En dit lyk soos Jesus wat sê, as jy my lief het, dan sal jy my woord onderhou. Dit lyk soos gehoorsaamheid teenoor die woord van God. En ek wil vandag vir jou sê, dit kan mense wees wat baie duiwels uitdryf. Daar's baie mense wat duiwels uitdryf. In Engels sê hy so mooi, depart from me, I never knew you, you who practice lawlessness. Met ander woorde, die ouens wat in alle goddelose goedjies anyway practice. Ja, ek weet wat dit is om in geheime sonde te leef en nog steeds al die wonderwerk goed te sien. Ek was al in bediening gewees, dan het ek geval in pornografie die aand voordat ek moet bedien. Volgende oggend breek al miracles uit, dowe ore gaan oop, blinde mense sien en dan weet ek wat ek gedoen het die vorige aand. En ek wil vandag vir jou sê, Jesus sê as jy my lief het, dan onderhou jy sy woord. En ek weet in daai oomblik, ek was lief vir die Here gewees. Daar was 'n gedeelte van my wat lief vir hom was, maar daar was ook 'n gedeelte van my wat sonde gekies het. Jy val nie net in dit in nie, jy kies dit. Dis 'n keuse wat jy maak, omdat ek en jy vrye wil gekry het. Dit is nie the devil made me do it nie. Jy kies dit. En ek weet dat ek absoluut elke keer wat ek aangejaag het, dit gekies het. En die kere wat ek dit nie gekies het nie, wat ek aangejaag het en nie bewus was van dit nie, die oomblik wanneer ek bewus geraak het van dit, het ek onmiddellik na die Here toe gegaan en sê, Here, ek so jammer. Ek het nie geweet hierdie is verkeerd nie. Vergewe my asseblief en leer my om nie meer in hierdie areas van my lewe in te stap of te beweeg nie. God ken jou as jy lief vir hom is. As jy sy woord onderhou, as daar iets in jou hart is wat genuinely Jesus lief het. Nie net sê 'n bandjie dra wat sê what would Jesus do, of jy gaan maar kerk toe, of jy het my nie, daar's alles in jou hele wese staan op. Alles wat jy doen, jou gedagtes gaan rondom Jesus. As jy ry, dink jy aan Jesus. As jy opstaan, dink jy aan Jesus. Stort, dan dink jy aan Jesus. As jy eet, dan dink jy bless jou kos, want jy dink aan Jesus. Alles in jou wese draai rondom wat sou Jesus nou dink van hierdie, of hoe lyk jou verhouding met die Here, en praat jy met hom, en ken jy hom in al jou weë, en bring jy hom in jou huwelik, in jou vriendskap, in finansies, en besigheid. Ken jy God? Ken God jou? En is jy deur hom geken? Weet hy wat in jou lewe aangaan? Ken jy hom? Ken jy hom? Ken jy hom? God wil jou ken. Jy is vir hom belangrik. En dit maak nie saak of jy al hierdie ander great goeders doen nie. Jy kan al daai goeders doen en hom nie ken of deur hom geken word nie. Die belangrike ding is dat jy eerder deur God geken word as wat jy ooit 'n wonderwerk in jou lewe doen. Jesus, ek dank U vandag vir elke persoon wat hier luister of kyk. Waar ek sê, Here, ek doen nooit 'n wonderwerk nie. Is dit ooit goed genoeg? Ja, Here, ek dank U dat hierdie persone se harte by U is. Hulle lippe bely nie net U nie, maar hulle harte is by U. Hulle is lief vir U met liggaam, siel, krag en verstand. Alles wat hulle het, behoort aan U. En Vader, as die persone is hier wat nie U lief het soos dit nie, maar wat al die ander rituele en godsdienstige
dienste doen en dink dit is okay en goed genoeg, Vader. Bid ek dat die openbaring in hulle hart sal bring, dat dit nie goed genoeg is nie, dat daar vandag niks is wat ons kan doen, wat ons nader aan U bring nie. Die bloed van Jesus het ons naby gebring. Vader, ek dank U in Jesus se naam vir elke persoon wat hier luister en kyk, dat U oorweldige teenwoordigheid, tasbare liefde oor hulle sal kom, vrede wat verstand te bowe gaan, en hulle by 'n plek in hulle lewe bring waar hulle kan introspeksie doen om seker te maak of hulle U werklik met hart liefhet of net met lippe en woorde. In Jesus se naam laat ons woord en daad alles doen tot eer van God. Amen.